ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 254. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. 'n Boek wat baie belangrik is, wat behoort in elkeen se boekrak te wees. Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling? Dis 'n moed. Dis 'n moed. Jy kan nie oor Bybelvertalings praat as jy nie weet wat in die geskiedenis aangegaan het met verskillende Bybelvertalings nie. Ek sal voorstel, kontak my 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat een na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom, gaan na deel 1 begin voor, sodat omdat u reeds 'n magdom van die inligting gemis het, en dit mag nie gebeur nie. Dit is uiters noodsaaklik dat u ook moet inteken, subscribe op die kanaal, sodat u die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang waarmee ons besig is. Deel ook die kennisgewing met die vriende, familie, skryfblok en pen in 33 of 53 Bybel is uiters belangrik vir hierdie studie. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u weer eer en loof en prys Vader Jaffa in die naam Jaffa vir die bonatuurlike geopenbaarde woord. Ek sê dankie dat ons as bruid van Jaffa universeel, dat ons kan ingestel wees om te funksioneer in die geopenbaarde woord. Ons hele wese smag na die kennis in die woord. Nou bid soos wat ons hier besig is met elke lesing, wil ek vra dat die Ruach HaKodesh ons leer en lei in elke opsig. En dat u deur die genadebloed van Jaffa die woord vir ons net oopmaak. Dankie vir die voorreg. Dankie vir die voorreg. Dankie vir die nuwe bruid, Vader. Ons prys u. Ons loof u. Ons maak u groot. Salf die woord vanmôre. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensies om te hoor en te verstaan wat die Ruach HaKodesh vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa. Die volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ons is besig met die verborgenheid van die bonatuurlikheid van Jaffa ons Elohim. En baie interessant, baie interessant. Nou gister se vraag was onbeantwoord gewees. Hoe het hierdie mense wat Johannes die onderdompelaar besig was mee, tot hulle oortuiging gekom dat hulle in sonde geleef het, terwyl hulle onder 613 wette van Moses geleef het, en terwyl hulle niks weet van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, of die uitstorting daarvan nie, of die funksies daarvan nie. Want dit was nie deel van die 613 wette van Moses se leringe nie. So hoe het hulle geweet om hulle te bekeer? Want Johannes sou hulle definitief nie geonderdompel het as hulle nie bekeer het nie. Ons gaan sien. So, wat en wie het hulle oortuig? Daar is net een wat oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. En dit is die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Maar hulle het nog geen tekens gewys dat hulle die Ruach het nie. Nou wat het nou hier gebeur? Wel is eintlik verskriklik maklik. Onthou ek gister ook gesê, die antwoord lê in die boek Genesis, sommer in die begin. Daar in Genesis 2 vers 7, wanneer Jaffa Adam maak met sy hande formeer. Nou, my studente, jy weet nou onmiddellik wat ek kan sê. En toe hy hom met sy hande gemaak het, wat doen hy? Die Bybel sê hy het hom gevat en in sy neus geblaas die asem van die lewe. En hy het 'n ewig lewende siel geword. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin was die aarde woes en leeg, en die Ruach, die Gees van Jaffa, het gesweef op die waters. En die Ruach het gesweef oor die waters. Wat is Jaffa? Hy's Ruach, hy's Gees. Hy sê, en die wat my aanbid moet my in gees en in waarheid, die 33, in die Ruach HaKodesh,
en in waarheid aanbid. Dis hoekom ons funksioneer, ons lewe deur die Ruach. Ons as Jahwiste is deurdronge van die Ruach, halleluja. Vir ons is dit Jahwashua en Jahwa en die Ruach, halleluja. Wat doen die Ruach? Hy leer, oortuig en gaan in sonde en ongeregtigheid, en hy leer ons in alle reg en in waarheid. So wat gebeur hierson? Hoe het hierdie mense oortuig geraak? Hoe het hulle oortuig geraak sonder dat hulle in 'n Pinksterdiens was? Sonder dat daar 'n uitstorting van die Ruach was? Sonder dat iemand met hulle gepraat het oor die Ruach? Wel is die asem van die lewe het hom 'n lewende, ewig lewende siel gemaak, 'n kognitiewe denkwyse, daar van my kroonjie af tot daarbo. Dit het hulle 'n lewende kognitiewe denkwyse gegee, 'n sielste mens wat nooit kan sterf nie. En waar bly die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh? Die Bybel sê hy woon in ons. En waar dit begin? Op die dag van Pinkster, op die dag toe Jahwashua oor die disippels geblaas het, gesê het, ontvang die Heilige Gees. Jy sien die mense verward. Jy weet, die groot wonderlikheid van alles is, die antwoorde staan in die Bybel, en ons moet net lees daar, ek dink is Markus 13, waar die moeders die kinders gebring het na Jahwashua toe, en Lukas 13, waar hulle die kindertjies gebring het, dat hulle kon die hande oplê en hulle seën, en die disippels hulle weggewys het. Toe kom Jahwashua en hy sê, verhinder hierdie kindertjies nie, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou wat het hulle? Wat het hulle? Wat is die koninkryk? Is die asem van die lewe van Jahwa, wat reeds in daai kindertjies is, wat in daai babietjie wat gebore word. Maar hy sê, dan sê, dis is Ruach. Die asem van die lewe, as daai kind 'n geluid maak, dan sê hy, daai kind het die asem van die lewe. Daar begin die ontwikkeling van die ewig lewende siel, onmiddellik. Verstaan ons dit? En dis hoekom 'n kind nie kan sonde doen nie. Want hy het die sondelose Ruach in hom, en in haar. Tot op 'n ouderdom waar hulle self hulle besluite kan neem, dan verkies hulle om die Ruach uit hulle lewens uit te skuif, of weg te skuif, dit bly altyd daar, weg te skuif. So wat het hierdie ouens in 2000 jaar se tyd gelede, in die tyd van Johannes die Onderdompelaar, wat het hulle oortuig? Die Ruach wat in hulle is. Elke mens, maak nie saak van wat 'n kultuur hulle is nie, het die Ruach in hulle. Ja, ek weet, daar is baie kulture wat nie hou daarvan nie, maar om te weet dat ander het die Heilige Gees of die Ruach ook nie. Maar die woord kom en hy sê so duidelik, daar in Johannes 17:27, hy sê dat ons almal kom uit een bloed. Ons almal kom uit een bloed uit. Dit wat uit die ark uitgekom het. So wat is dit? Dit kom uit Adam uit. Dit is Adam se nageslagte. Dis met dieselfde belofte wat Adam ontvang het, het elkeen na hom ontvang. Sy seuns na hom, almal na hom, het dieselfde belofte ontvang. Dis of ons die belofte laat lewe in ons lewe. Verstaan ons dit? So hier is 'n verskriklike interessante lesing rondom dit. So is nie eers die dag wanneer ek in 'n taal praat of van 'n verrukking van sinne gaan nie. Want baie min mense het nog regtig in tale gepraat. Hulle gaan in 'n verrukking van sinne. Cornelius het in 'n verrukking van sinne gegaan. Petrus het in 'n verrukking van sinne gegaan. Die woord sê so. Nou sê hy so hierso, en hulle is in die Jordaan geonderdompel, vers 6. Hoekom? Want hulle het besef dat die 613 wette, ek glo dat Johannes moes gepreek het oor die 613 wette. Kyk, hy het genoeg tyd gehad in die woestyn, vir die jare wat hy daar gesit het, om alles te weet oor die 613 wette. Ek meen, sy pa, ten minste het die tempel bedien. Verstaan? So, hy het groot geword met die 613 wette. En hulle is deur hom in die Jordaan geonderdompel. Nou toe hulle onderdompel, wat het hy vir hulle gesê? Of hoe het hy hulle geonderdompel? Onderdompel beteken om onder die water te sit.
Ons het nou Saterdag onderdompelingsdiens gehad. Met my knie is dit my onmoontlik om die mense self te onderdompel. Pastoor Wim en Pastoor Winna. Pastoor Winna het die vrouens geonderdompel, Pastoor Wim vir my die mans geonderdompel. Ek is daar, maar ek kan ongelukkig nie die mense uit die water uit opbring nie met my knie nie. My ligamente is na al die 2 jaar of wat ook al, 2 jaar, is nog nie reg nie. Maar ons doen wat gedoen moet word. En daai mense is begrawe in die naam van Jafashua tot vergifnis van hulle sonde. Luister nou mooi, hulle is geonderdompel in die naam van Jafashua tot die vergifnis van hulle sonde. Nie in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees nie. Nou wil ek sommer 'n ding sê hierso, die AGS Kerk in Suid-Afrika doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Jy kan my nie een plek in die hele Bybel wys waar iemand ooit 3 keer geonderdompel was nie. Het ons dit? Nie 1 keer nie. Wie my kar hê? Jy kan my kar kry, as my een plek kan wys waar iemand 3 keer geonderdompel is nie. Vader, Seun, Heilige. Hoekom nie? Want dis onbybels, dis 'n Katolieke doop. Dis 'n Katolieke doop. Vader, Seun, Heilige Gees. Jafashua het net 1 keer gesterf. Hy is net 1 keer begrawe. En hy het 1 keer opgestaan. En Romeine 6 vers 1 tot 12 sê, wanneer ons laat onderdompel, dan word ons geonderdompel. Apostel Paulus kom en hy vra Romeine 6 vers 1 tot 12, ek moet die skrif quoteer. Wat sal ons sê, broeders? Hy praat met geredde mense. Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, sê hy. Ons, wie in Jafashua geonderdompel is, het ons met Jafashua bekleed. Hy met ander woorde, wat sê hy? Ons het gelykvormig, dat die skrif weggehoor. Ons het gelykvormig gegroei aan die dood in die dood. Soos wat Jafashua begrawe is en opgestaan het, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Sê vir my, hoeveel keer is Jafashua begrawe? In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees? Nee. So ek wil 'n ding sê. Elke persoon wat gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees is gedoop in 'n Katolieke doop. Hoor wat ek vir jou sê. Jy is toe weggelei in die tradisie van die Rooms-Katolieke Kerk. Deur 'n Pinksterkerk. Deur 'n Pinksterkerk. So, maar hulle doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, volle evangelie, leding Christus, en so kan ons aangaan, al die Pinksterkerke, in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. As jy my kar wil hê, ek sal vir jou gee, as jy my een plek kan wys in die hele Bybel, waar een persoon ooit gedoop was in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die titels. Maar ons doen wat die Bybel sê. Matteus 28 vers 19 sê, Jafashua vir sy disippels, gaan onderdompel hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is dit? Sê vir my, Vader, is u 'n Vader? Wel moontlik. Is Vader 'n naam, of wat is u naam? U naam is Jan, alright. En Seun, is Seun 'n naam? Nee, Seun is 'n titel, soos Vader 'n titel is. Seun is 'n titel, Heilige Gees is 'n titel. Hy het nie gaan sê, gaan doop in die name van die Vader nie. Gaan lees Matteus 28, hy sê, gaan doop in die naam van, een naam. Jy sien, die Katolieke het daai goed verander. Daai was oorspronklik nooit deel van die Bybel gewees, want dis 'n Erasmus se vertaling nie. Of kom ek korrigeer? Toe dis 'n Erasmus in 1522 die Textus Receptus teks geskep het. Omdat hy 'n Katoliek was, het hy toegang gehad tot die Vatikaan. En daar kon hy die Byzantynse, oorspronklike 2de eeuse Byzantynse teks gebruik. Maar dit was 'n perkamentrol. En as gevolg van die ouderdom, toe hy by Matteus 28:19 kom, toe is daai stuk uitgeskeur, dit is verweer, dit het verweer geraak.
Toe vat die Katolieke hulle geloofsbelijdenis, hulle onderdompeling, Matteus 28 vers 19, in hulle Fathers, hulle Bybel word genoem die Fathers, en hulle gee dit vir Desiderius Erasmus, en hy gebruik dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit het nooit so gewees nie. Die oorspronklike vertaling sou gelees het, in the name, immersed in the name of Yahshua to the forgiveness of his sin. Hoekom? Hoekom? Want elke plek in die hele Nuwe Testament, in enige 1611 King James, New King James, 33 Afrikaans, 83 Afrikaans, hetzelfde vir die korrupte 83 Afrikaanse Bybel en die 53 Afrikaanse Bybel, is nie korrupt nie, maar selfs gaan kyk daar. Elke keer wat daar gedoop was in daai Bybels, was in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sonde. Nou ons weet dat Jesus Christus se naam kon nie bestaan het 2000 jaar gelede as Jesus nie. Want dit was Isus gewees. Verstaan? So, nie een plek in die hele Bybel was iemand ooit gedoop in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees nie. En nie een keer in die hele Bybel as iemand 3 keer geonderdompel in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees nie. Nou, u weet na hierdie reeks luister, moet baie bekommerd wees as jou kerk jou in 'n katolieke doop gedoop. Jy kan net so wel na die kathedraal toe gaan waar die Vader is en sê, please christen me. Dit het dieselfde effek. Daai doop het presies dieselfde effek as die katolieke doop. Presies dieselfde doop. Maar ons gaan hemel toe. Ons het 'n bruilofskleed aan. So die Bybel sê, baie wat jy dink jy gaan daar kry, sorry, hulle gaan nie daar wees nie. En die wat jy gedink het, jy gaan nie daar kry nie, hulle gaan daar wees. Tot môreoggend, ons gesels verder, as Vader wil. Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.